Al ooit in die mode of gewild om te wag. Toe ek klein was, my suster is 'n bietjie ouer as ek en dan het sy altyd vir my gesê, "Oké, kom ons tel die slaapies tot Kersfees." En ons 'n lekker deel daarvan, want jy kan sien hoe kom Kersfees nader en die opwinding bou op, maar hoe nader Kersfees kom, hoe langer raak die lengte van 'n slaapie eintlik. En tog het ons deur die eeue heen Advent en 'n groot deel van Advent is om te wag. Is om te sê daar's iets goeds op pad. Daar's iemand goed op pad. God, skepper van die heelal, onmeetbaar groot, gaan klein word, gaan een van ons word, 'n mens word. Above all, trust in the slow work of God. We are quite naturally impatient in everything to reach the end without delay. We should like to skip the intermediate stages. We are impatient of being on the way to something unknown, something new. And yet it is the law of all progress that is made by passing through some stages of instability, and that it may take a very long time. And so, I think it is with you. Your ideas mature gradually. Let them grow. Let them shape themselves without undue haste. Don't try to force them on, as though you could be today what time, that is to say, grace and circumstances acting on your own goodwill, will make of you tomorrow. Only God could say what this new spirit gradually forming within you will be. Give our Lord the benefit of believing that His hand is leading you, and accept the anxiety of feeling yourself in suspense and incomplete. Was dit al ooit in die mode of gewild om te wag? Toe ek klein was, my suster is 'n bietjie ouer as ek en dan het sy altyd vir my gesê, "Oké, kom ons tel die slaapies tot Kersfees." En ons 'n lekker deel daarvan, want jy kan sien hoe kom Kersfees nader en die opwinding bou op, maar hoe nader Kersfees kom, hoe langer raak die lengte van 'n slaapie eintlik. En eintlik as ons net so 'n paar dae oor is tot Kersfees, soos nou, dan sou ek eerder my aandag wou aftrek en iets anders wou doen as om doelgerig nog te tel, want dit raak amper onuithoudbaar om nou nog te moet wag en om te sien dit is hier amper hier, maar is nog hier nie. En dit is nie net kinders wat so is nie, dit is volwassenes ook. Ons sal wat doen om nie in 'n ry te moet staan nie, of online shopping het die opsie dat jy net 'n bietjie ekstra hoef te betaal sodat jou goed môre al kan kom eerder as oor 'n paar dae. En iemand het daai opsie ontwerp omdat hulle geweet het niemand hou daarvan om te wag nie. En tog het ons deur die eeue heen Advent en 'n groot deel van Advent is om te wag. Is om te sê daar's iets goeds op pad. Daar's iemand goed op pad. God, skepper van die heelal, onmeetbaar groot, gaan klein word, gaan een van ons word,
'n mens word en ons gaan God kan ken en ontmoet op 'n manier soos nooit tevore nie. En ons gaan wag daarvoor. Ons gaan in afwagting wees daarvoor. Daar moet iets goeds daarin wees. So hoe kan ek leer om bietjie geduldiger te wees? Daar's baie beelde eintlik in die Kersverhaal van wag. Die voorhand liggendste een is seker Maria, wat baie treffende beeld is van iemand wat wag en in verwondering is en geduldig is, maar ook opgewonde is. Vandag wil ek 'n bietjie stil staan by die skaapwagters. Dis in hulle job title dat hulle moet wag. En ek dink hulle is ook vir ons 'n goeie voorbeeld van hoe om te wag. Die eerste ding oor die skaapwagters, soos wat ons nou in die skriflesing ook gehoor het in Lukas, is dat hulle in die oop veld was. Ons sing dit al so baie in die liedjie van die herders op die oop velde, dat dit maklik miskien kan wees om dit mis te kyk dat daar dalk doelgerig genoem is hoekom hulle in die oop veld was, of dat daar 'n rede was hoekom dit genoem word dat hulle in die oop veld was. Ek dink dit is miskien een van die eerste leidrade wat in die teks is, in daai kort stukkie in Lukas wat vir ons vertel van die koms van Jesus as babietjie, wat vir ons 'n leidraad gee om te sê, hoe kan ons in afwagting wees hiervoor? In die oop veld. Nou, baie mense sal onderstreep dat die herders of die skaapwagters, dat hulle nederige posisies beklee het in die samelewing. Dat hulle miskien nogal onbelangrik was in daai tyd. En ek dink dit is treffend en dit is goed om daarvan bewus te wees. Maar sekere mense wat navorsing doen oor die historiese konteks wys daarop dat dit nie net daaroor gaan dat hulle noodwendig nie 'n hoë posisie beklee nie. Saam met die feit dat hulle dalk nie 'n hoë posisie beklee het nie, is daar tog iets daarvan dat hulle savvy was. Hulle was wat ons miskien vandag street smart sou noem, in die sin dat hulle in die oop veld geleef het. Op 'n ander manier gestel, omdat hulle verwyderd geleef het van die hoofstroom. En miskien is daar vir my die eerste leidraad van hoe om goed geduldig te wees, veral in hierdie tyd, is om doelgerig te vra, waar in my lewe het ek plek vir 'n oop veld? Waar in my lewe het ek plek om langs die Bethlehem te staan waar al die commotion gebeur? Om net langs dit te staan, om net bietjie ruimte te skep, om net bietjie afstand te skep en om in die oop veld in te kom waar ek oop kan wees vir dit wat gaan gebeur. Op die ouene kom die engele na die oop veld toe en ontmoet die skaapwagters daar, en dit het iets ook te doen, as mens na kenners soos John Dominic Crossan luister, daarmee dat hulle die skaapwagters met hulle street smarts, met hulle savvy wil ontmoet, want die skaapwagters weet ook hoe om nonsens uit te ken. Omdat hulle nie vasgevang is in die chaos en in die aanhoudende aanhou en nooit ophou nie, omdat hulle een kan staan, gee dit vir hulle 'n perspektief om ook iemand te kan uitkol as dit iets nie waar is nie, as iets nie reg is nie. So ja, nederige skaapwagters, maar ook eenkant skaapwagters wat 'n manier het om te sê, hierdie is nonsens, of wag, hier is iets regtig aan die gebeur. So dit is een van die geskenke wat afwagtendheid en om onsself te verwyder vir ons gee. So daar is definitief waarde daarin om die oop veld in hierdie tyd deel te maak van my lewe. En dan die tweede ding wat ons lees in die storie is dat die engel daai bekende woorde wat so baie in die Bybel voorkom sê, moenie bang wees nie. So met hulle savviness, hulle was eintlik volgens sommige beskrywings waarskynlik gevaarlike ouens ook gewees, hierdie skaapwagters, want hulle moes wees, hulle skape kon beskerm van rowers, van wilde diere, hulle moes hulle self kon beskerm,
Hulle moes nie net wag op 'n vriendelike, veilige, geduldige manier nie. Hulle moes ook wag op 'n baie aktiewe manier. En tog het hulle bang geword want hulle het in die engel wat aan hulle verskyn iets beleef wat hulle nog nooit voorheen beleef het nie. Maar die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie. En ek dink hier is weer nog 'n leidraad van wat dit so ongemaklik maak van om te wag. Is die onsekerheid, die vrees, hoe moeilik dit vir my is om te vertrou dat daar vorentoe nog iets goed is. Ek sal eerder vashou aan die bietjie wat ek nou hierso het, want dit voel darm veilig, ek weet darm wat ek hier het. Ek weet nie wat ek in die toekoms het nie. En dan weet ons eintlik as ons die Kersverhaal net vinnig kan spring na die einde toe, dan weet ons ook dit wat gekom het, was ook nie almal se idee van wat hulle nodig gehad het nie, of dit wat hulle graag wou gehad het nie. Die manier hoe God uiteindelik aarde te kom, op hierdie nederige manier, op hierdie klein manier, as 'n babietjie, op hierdie kwesbare manier, is nie almal se idee van wat hulle eintlik graag sou wou gehad het nie. En dit is wat dit moeilik maak om nie vreesagtig te wees vir wat kom nie. Want wat as dit nie is wat ek wou hê nie? En tog is die raad vir hierdie herders, vir hierdie skaapwagters wat wag, moenie bang wees nie. So, as ek sukkel om in afwagting te wees, as ek myself ongeduldig bevind, is 'n goeie vraag baie keer om te vra, maar waarvoor is ek dalk bang? Waar is my vrees? Waar is my onsekerheid? En hoekom sukkel ek om te vertrou? En dit kan my help om agter te kom wat my verhoed om goed geduldig te wees. En die laaste ding waar ek by wil stilstaan is dat gelukkig hoef die herders toe nou nie net passief daar te gesit het in die veld nie. Nadat hulle die boodskap gekry het en gehoor het van hierdie ongelooflike ding wat gebeur het en iewers moes hulle savvy gebruik het om te dink, okay, wel gaan ons hierdie, is dit die moeite werd om iets te doen hier omtrent? En hulle antwoord is dan, ja, dit is die moeite werd, want dat hulle dan sê is, kom ons gaan reguit Bethlehem toe. Kom ons gaan reguit na Bethlehem, en wat dit vir my wys is, as ek daar moes dink, hulle moes dan natuurlik, eintlik dit waarmee hulle besig was, moes hulle op sy geskuif het. En ek dink dit is ook wat nog in vandag se tyd dit moeilik maak om te vereenselwig met van hierdie geduldige beelde wat ons het in Advent en die geduldige idees rondom die Kersverhaal. Is om te sê ek moet geduld hê om dit waarmee ek die hele tyd besig is, miskien op sy te skuif. As ek wil vir myself wil gaan beleef en sien. Want op die einde was dit die enigste manier hoe hulle die hele storie kon vertel, hoe hulle die hele storie kon beleef. Is om te sê, okay, kom ons los nou waarmee ons hier besig is en ons gaan Bethlehem toe. Is ek bereid om te los waarmee ek besig is? Het ek genoeg geduld om te sê, dit kan maar eers 'n bietjie gaan staan. Om stil te raak en om te beleef wat die koms van God as mens aarde toe vir my kan beteken. Het ek daai geduld? En dan, ek hou daarvan hoe dit in The Message gesê word. In The Message sê wanneer die herders uiteindelik by Jesus aankom, dan kry hulle vir Maria en vir Josef, and the baby lying in the manger, en dan sê Eugene Peterson so, seeing was believing. En ons het al baie keer seker die stuk gehoor oor gelukkig is jy wat nie gesien nie en glo, maar ek hou daarvan omdat dit my herinner daaraan dat ek baie keer in die afsê van dit waarmee ek so besig is en dit wat so belangrik is, in daai afsê kry ek die geleentheid om te sien en te glo, of om te beleef en te glo. En dit is, dink hoe die herders ons kan help om goed te wag. 'n Laaste gedagte waarmee ek wil afsluit is die idee dat dit eintlik 'n goddelike ding is om te wag, en ons sien dit baie keer in die Bybel dat God beskryf word as
op een of ander manier geduldig. Byvoorbeeld, en ons is op meer as een plek so, maar Psalm 103 vers 8 is 'n bekende een. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. As ek barmhartigheid en genade en liefde wil beleef, is dit baie keer goed om iets van God se voorbeeld van lankmoedigheid te volg. Om nie oorhaastig te wees om by die uiteinde te kom nie, maar om te sê, ek hoef ook nie die uiteinde nou hiernatoe te bring nie, maar hierso kan ek al in afwagting wees op 'n lankmoedige manier, op 'n genadige manier. Dit is menslik om ongeduldig te wees, maar ons iets in God se karakter wat geduldig is en wat ons toelaat om uiteindelik dan soos die herders dit reg vir onsself ook te beleef, net soos wat God uiteindelik aarde toe gekom het en geleef het, so op die manier wat ons geleef het in Jesus. So mag ons in hierdie laaste stukkie afwagting daai genade en daardie liefde ervaar. Kom ons bid saam. God wat lankmoedig is, God wat so oneindig en onverklaarbaar groot is, dat U eintlik kans gesien het om klein te word. Leer ons ook om uit ons belangrike, groot en onverklaarbare wêrelde te tree, om in die oop veld te gaan staan, om ons vrese te laat gaan en om geduldig te wag en uiteindelik U te ken. Amen. Baie dankie dat jy nou oor Desember waar ons nie in persoon by mekaar kom en nog steeds tyd saam met ons spandeer en daar's nou vir jou geleentheid om te gee. Jy kan die SnapScan kode gebruik op die skerm of die bankbesonderhede wat ons op die skerm sit. En dit is ook wat hierdie moontlik maak, maar Envia is ook nie net hierdie skermpie nie. Ons het ook baie meer as net ons byeenkomste wat ook moontlik gemaak word deur elkeen se vrygewigheid. So baie dankie daarvoor, en as jy wil sien waarmee ons besig is, gaan maak 'n draai op ons webtuiste en dalk vind jy ook sommer daar 'n plek waar jy op 'n ander manier ook kan inskakel en kan deel word van dit waarmee ons besig is in hierdie gemeenskap.